Goeiemôre broers en susters. Welkom by vanoggend se erediens. As die besoekers is, baie welkom aan julle ook. Ek het vanoggend ook daar buite staan van die besoekers gegroet wat van Nieu-Seeland af hier is vanmôre. Baie welkom ook aan julle. Ons gaan begin met 'n toetrede lied, gesang 345, verse 1 en 3. En dan bly ons staan vir die foto met die seën en ons lofsange staan gesang 370, ook vers 1 en 3 daarvan. Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore is, voor U die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid, is U God. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, en van die Heilige Gees. Amen. God vra van ons om in liefde met mekaar te lewe. Jesus leer ook, die grootste gebod in die wet is om vir God en mekaar lief te hê. Kom ons luister wat God sê in sy woord oor hierdie liefde waarmee ons mekaar moet lief hê, soos wat dit in Romeine 13 verse 8 tot 14 geskrywe staan.
Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. En dit alles is nodig, omdat julle weet hoe laat dit al is. Die uur is reeds daar, dat julle uit die slaap moet wakker word. Want die tyd van ons finale verlossing is nou nader, as toe ons tot geloof gekom het. Die nag is byna verby, dit is amper dag. Laat ons dan ophou met die werke van die duisternis. Laat ons die wapens van die lig opneem. Ons moet welvoeglik lewe soos dit in die daglig hoort. Daar moet geen drinkery en uitspattigheid, geen ontug en onsedelikheid, geen rusie en jaloesie wees nie. Nee, julle moet lewe soos volgelinge van die Here Jesus Christus, en nie voortdurend daarop uit wees om julle sondige begeertes te bevredig nie. Broers en susters, ons weet dat ons soms liefdeloos teenoor God en mekaar is. Laat ons daarom ons skuld bely deur saam te sing uit Gesang 240, die eerste vers. In Romeine 10, verse 9 en 10 staan daar: As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely. Ek glo God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Dit gebeur alleen op grond van God se goedheid, barmhartigheid en ontferming. Kom ons sing van God se goedheid. Ons sing uit Gesang 510, verse 1, 2 en 3.
Geliefdes, ons lees saam vanoggend uit die woord van die Here uit Psalm 90 met die opskrif van ewigheid tot ewigheid is U God. 'n Gebed van Moses, die man van God. Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore is, voordat U die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God. U laat die mens sterwe. U sê net, word weer stof. 1000 jaar is vir U soos gister as dit verby is, soos een enkele wagbeurt in die nag. U maak 'n einde aan 'n mens, hy gaan die doodslaap in. Hy soos gras wat in die môre afgesny word. In die môre is dit nog groen, maar dit word afgesny en teen die aand is dit verlep en dit verdroog. Ons vergaan onder U toorn. Ons gaan te gronde onder U gramskap. U sien ons oortredinge raak. U bring die sondes wat ons wou wegsteek aan die lig. Onder U toorn vlieg ons dae en skiet ons jare verby soos 'n gedagte. Ons lewe maar 70 jaar, of as ons baie sterk is 80, en die is vol swaar kry en leed. Dit is gou verby, ons vlieg na ons einde toe. Wie ken die krag van die toorn beter as U dienaars? Wie ken U gramskap beter? Leer ons dae so gebruik dat ons wysheid bekom. Hoe lank nog, Here, voordat U ons te hulp kom? Ontferm U tog oor ons. Skenk ons elke dag U liefde in oorvloed, dat ons lewe lank mag juig en bly wees. Soveel dae as die waarin U ons verdruk het, soveel jare as die waarin ons gelei het, gee ons soveel jare van blydskap. Laat U werk vir ons kinders duidelik word en U grootheid vir ons kinders. Laat ons die goedheid van die Here ons God belewe. Hou die werk van ons hande in stand. Ja, die werk van ons hande, hou dit in stand. Ons lees tot sover. 'n Mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Kom ons bid saam. Here onse God, dankie dat ons vanoggend U naam mag aanroep. Here, ons is klein en nietige mense, bevlek met sonde, en teenoor ons staan U wat die almagtige en heilige God is, die enigste. En tog het ons in Jesus Christus die vrymoedigheid om na U toe te kom, om U ons Vader te noem. Bloot deur U ons Vader te noem, sê ons soveel dinge. U is die een wat vir ons sorg. U het ons oneindig lief. U is altyd daar vir ons. Dankie Here dat ons U so kan ken, so kan bely, maar dat ons U ook so kan ervaar. As ons God, wat vir ons beter sorg as wat 'n aardse vader kan. Ons dankie Here dat U ook so deur U Gees in ons harte gewerk het, dat ons vanoggend hier kan wees, omdat ons hier wil wees. Here, ons kom na U woord luister,
Want daar is niks anders wat ons as rigtingwyser op ons pad kan gebruik, as dit wat U vir ons in U woord sê nie. Daarom vra ons ook, dat U ons harte en ons ore sal oopmaak vanoggend, dat ons U woord sal hoor, Here, en dit ook diep binne in ons hart sal bære, om dit ook hier vandaan saam met ons te neem, sodat ons elke dag daarvolgens kan lewe. Ons bid ook, Heer, vir hulle wat siek is, wat ernstig siek is, en ons vra dat U asseblief ook U hand oor hulle en oor hulle geliefdes sal hou. En as U wil daarby is, Here, wil U ook op U tyd en op U manier die uitkoms gee. Ons bid ook so vir elkeen wat alleen is, wat bekommerd is, vir elkeen, Here, wat net moeg is, en nie voel of hulle meer kan nie. Wees asseblief by hulle, seën hulle met U teenwoordigheid en U liefde. Vergewe ons genadiglik ook, vir daar waar ons aan U ongehoorsaam is, en nie ons lewe leef, soos wat U dit van ons vra en van ons verwag nie. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons rots en ons verlosser. Amen. Gemeente, kom ons sing saam uit vonk 476, daarvan verse 1, 2 en 3.
Psalm 90 vers 13. Hoe lank nog, Here, voordat U ons te hulp kom? Ontferm U tog oor ons. Broers en susters, wanneer 'n mens na 'n skildery sou kyk, is daar twee goed wat hierdie skildery of dit wat geverf is, realisties laat lyk. Gewoonlik is daar 'n voorwerp, dit wat hierdie kunstenaar wou skilder, maar hierdie voorwerp is geskilder teen 'n bepaalde agtergrond. En om van hierdie prentjie of hierdie skildery iets te maak wat realisties lyk, moet hierdie voorwerp en die agtergrond by mekaar pas. Jy sal byvoorbeeld nie reken dat 'n skildery realisties is wanneer jy 'n agtergrond sien van 'n windpomp en 'n plaasdam, 'n krom plaasheining en 'n hek wat skeef staan en die pad wat daar deurloop is 'n geteerde snelweg met 2 bane elke rigting nie. Dit pas nie by mekaar nie. Die voorwerp wat sou pas by hierdie agtergrond is 'n 2-spoor plaaspaadjie wat deur hierdie hek loop. Ons sal 'n skildery nie as realisties beoordeel wanneer die voorwerp byvoorbeeld 'n wilde dier is wat geskilder en die agtergrond is 'n klomp hoë geboue in die stad nie. Ons sal wil veld en bome en dalk 'n watergat sien. En so word hierdie skildery 'n weergawe van iets wat realisties is. 'n Voorwerp, dit wat op die voorgrond staan, en 'n agtergrond wat daarby pas. Die punt is, as hierdie voorwerp en hierdie agtergrond nie by mekaar pas nie, dan is dit wat hier geskilder is, nie realisties nie. Dinge wat met my en jou gebeur, elke dag van ons lewens, dalk gebeur as gevolg van ons eie toedoen, of dinge wat heeltemal buite ons beheer is en elke dag op ons pad kom, kan ons terwille van hierdie voorbeeld wat ons nou net genoem het beskryf as die voorwerp wat ons kry. So met die verloop van ons lewens. En ons kan hierdie voorwerp of dit wat ons kry nie net so los nie. Ons moet dit teen 'n bepaalde agtergrond plaas. En om dit te doen, moet ons ook 'n keuse maak. Wat gaan die agtergrond wees waarteen ons hierdie voorwerp plaas? Want dit gaan nie net van self gebeur nie. Wat is hierdie voorwerpe wat deel van ons lewens word? Ek word geseën dalk met goeie gesondheid. Dit is die voorwerp wat ek kry. Maar nou moet ek dit teen 'n regte agtergrond plaas. En die agtergrond wat ek dan gaan skep vir hierdie gesondheid wat ek ontvang het, gaan wees dat ek 'n gesonde lewenstyl handhaaf. Dat ek my liggaam oppas. En ek gaan dit doen in dankbaarheid teenoor God vir die gesondheid wat ek ontvang het. Verder sal ek sorg dat die agtergrond wat ek teken of die agtergrond wat ek uitsoek, een sal wees wat pas by 'n gesonde liggaam. Dalk kom daar een of ander tyd bekommernis op my pad. Onsekerheid, verlange, siekte of watter beproewing ook al. En daarvoor moet ek die regte agtergrond gaan soek. Sodat wanneer ek dan wel
dit wat ek gekry het teen 'n agtergrond plaas, dit realisties sal wees. Maar dan moet ek ook weet, dis nie 'n waarborg, dat hierdie kommer of seer of verlange onmiddellik gaan verdwyn nie. Een van hierdie dinge wat soms op ons pad kom, waaraan ons die regte agtergrond moet gee, is wanneer dit vir ons nodig word om te wag. Veral om te wag vir God. Ons vra vir God iets. Ons doen dit in gebed, soos wat Jesus ons kom leer het. En nou moet ons wag. En gewoonlik is dit nie dinge wat 'n mens ligtelik opneem nie. Dis 'n ernstige saak hierdie, want terwyl ons soms vir God wag, begin ons ook met hom worstel. Daar's vrae wat ons vir God vra, waarop ons ook nie antwoorde kry nie, en daarvoor moet ons ook wag. En ek is seker, elkeen van ons het al op een of ander stadium in ons lewens die ervaring gehad, dat ons vir God ook wil vra, hoe lank nog, Here? Hoe lank nog, voordat U vir my die uitkoms gee? Hoe lank moet ek nog aangaan en sukkel soos wat ek tans doen, voordat daar vir my uitkoms kan wees? Op die digter van Psalm 90 se pad, het daar ook so 'n voorwerp kom lê, waaraan hy moes aandag gee. Hy begin sy psalm deur eers die agtergrond te skep, waarteen hy hierdie voorwerp gaan plaas. Hy teken die kortstondigheid van 'n mens se lewe teen die agtergrond van God se ewigheid. Die eerste saak wat hy noem, is dat God nog van altyd af daar is. Almal wat dus geleef het tot dusver, het die geleentheid gehad om met hulle nood na God toe te gaan, om op sy skouer te gaan huil en vir God te gaan raad vra. Want hy was voor die mens al daar gewees. Nog voordat die berge gebore is, nog voordat U die wêreld voortgebring het, sê hy, was God al daar gewees. Dit was vir die mense van die Ou Testament die oudste ding wat bestaan het, die berge. Niks is ouer as die berge nie. Ons het ook 'n uitdrukking wanneer ons iets wil beskryf vandag, dis so oud soos die berge. Dit sê Psalm 90, nog voordat die berge daar was God alreeds daar. Dit is deel van die misterie van God. Ons weet nie waar hy vandaan kom nie. Ons kan dit nie begryp nie. Dis vir ons te groot om te verstaan. Hy was maar net altyd daar. Genesis vertel ook vir ons, dat God maar net altyd daar was, selfs nog voor die skepping. Aan die begin het God die hemel en die aarde geskep. Aarde was heeltemal onbewoonbaar, en die Gees van God het oor die waters gesweef. God was dus daar, nog voordat alles geskep is. Voordat daar nog orde was, het God reeds bestaan. En hy was die enigste een, wat uit hierdie chaos orde kon maak. Hy was maar net daar, en toe reeds almagtig, alwetend, alomteenwoordig, heilig en gans anders. Dis die dinge wat eers later gebeur het nie.
want van ewigheid tot ewigheid is hy God. God se hele bestaan, sy hele wese oorspan die van die mens. Toe ek en jy die dag gebore is, toe was God reeds daar. Nadat ek en jy die dag gaan sterf, gaan God nog steeds daar wees. Ons lees in Psalm 139, dat God ons geken het, nog voordat ons gebore is. Daar was al voor ons geboorte 'n verhouding tussen ons en God. Hy het ons al lief gehad, nog voordat ons gebore is. So sal hy ook nog daar wees, nadat ek en jy die dag nie meer hier is nie. Want, het ons vanoggend gelees, U laat die mens sterwe. U sê, word weer stof. Die mens is soos gras wat in die môre afgesny word. In die môre is dit nog groen, maar dit word afgesny en teen die aand is dit verlep en dit verdroog. Ons lewe maar 70, of as ons gelukkig is, 80 jaar, en die is vol swaar kry en leed. Dis gou verby, ons vlieg na ons einde toe. Ons moet al doen, broers en susters, wat hierdie psalmdigter gedoen het. Wanneer hy na sy lewe kyk, wat hy het, waar hy tans in sy lewe is, dan kyk hy eers na die agtergrond, en hy sien daar 'n God, wat van ewigheid tot ewigheid daar is. Ons moet dalk soms by ons onmiddellike omstandighede verbykyk en raak sien wat agter dit is. En hierdie omstandighede waarby ek moet verbykyk is dikwels ook iets wat besig is om my op te eet van binne. Ons moet vir God sien wat deel van ons lewe is. Wat die agtergrond is waarteen my lewe afspeel. En wanneer ek vir die oomblik by my omstandighede verbykyk, by al die slegte dinge verbykyk, dan sien ek 'n God, die enigste God, my God, wat van ewigheid af al daar is, nog voordat ek gebore is. En hierdie enigste, almagtige God, oorspan my hele lewe. Hy was van altyd af by my, en hy sal ook vir altyd by my wees. Hy het voor my reeds bestaan. Hy sal dus tydens my lewe op aarde nie vroeg van my af weggaan, of by tye nie by my wees nie, of dalk nie opdaag, wanneer ek hom nodig het nie. Dit is die versekering, wat God deur Psalm 90 vir ons gee. Hy is altyd vir ons daar. Ons wag vir ons uitkoms. En omdat hy by ons is, altyd, wag hy saam met ons vir die uitkoms wat hy sal gee. Ons is geseënd, geliefdes, deurdat God vir ons geloof gegee het om dit te kan glo. Maar ook om te kan sien deur die geloof dat Jesus Christus se geboorte nie maar net iets is wat in die geskiedenis plaasgevind het, 'n mens wat gebore is soos miljoene ander nie. Daar is iets uniek aan Christus se geboorte. God se belofte dat hy self sal mens word,
ons sal verlos van hierdie ellendige wêreld met al sy siekte en bekommernis en sonde. Dit bly nie net 'n belofte nie. Dit word waar. Die belofte dat die Messias sal kom, het waar geword. En vir daardie uitkoms wat hy bring, wag ons. Ons wag vir die ewige verlossing. Terwyl ons wag, het God ons iets kom leer, toe Jesus Christus mens geword het. Hy het as mens in hierdie wêreld kom leef, en weet daarom wat dit beteken om mens te wees, en te wag vir die uitkoms wat God gee. Hy het as mens in hierdie wêreld kom leef, en nie net geweet wat dit beteken om mens te wees nie, maar hy het ook gevoel wat dit beteken om 'n mens te wees. Want hy is ook gehaat. Hy het gevoel wat dit beteken om onwelkom te wees, om in die pad te wees, om te wag vir God. Was Jesus se gebed in die tuin van Getsemane: Vader, as dit U wil is, laat hierdie beker by my verbygaan, enige iets anders gewees, as 'n gebed waarin hy vir God vra om die uitkoms te gee? Ek het dors. My God, waarom het U my verlaat? Hoor 'n mens nie hierin ook die desperaatheid van iemand wat tot God roep en wag op 'n antwoord nie? Die antwoord op die ou end was dat God elke oomblik by Jesus was in sy lyding, want hy kon sy laaste asem uitblaas met die woorde: Vader, in U hande gee ek my gees oor. Dit sou Jesus nie kon doen as God nie by hom was. As God nie by hom was elke oomblik in sy lyding en sy swaar kry nie. God was sy hele lewe lank by Jesus. Ook in Jesus se lyding, wat ons kan sê eintlik begin het kort na sy geboorte, toe hy saam met sy ouers moes vlug na Egipte toe. Hy's deur sy lewe lank gespot. Daar was hoeveel strydgesprekke tussen hom en godsdienstige leiers. En op die ou end bereik hierdie lyding 'n hoogtepunt aan die kruis, waar hy met sy lewe betaal. En dwars deur hierdie lyding, dwars deur sy hele lewe, was God by hom. Hy was nie een oomblik alleen gewees nie. Net so, broers en susters, is God ook wesenlik deel van my en jou lewe. Hy's elke oomblik by ons. En daarom, waar ons dalk wag vir iets, daar wag God saam met ons. Waar ek wag vir uitkoms, dat my hartseer beter sal word, daar wag God saam met my. Waar ek wag vir 'n geliefde om gesond te word, daar wag hy saam met my. Hy wag saam met my, waar ek wag dat my bekommernis sal wyk. Hy wag saam met my, daar waar ek dalk wag om self gesond te word. Saam met my wag hy, dat die goeie tye weer deel van my lewe kan word. Want hy wil vir my die beste hê. Daar waar ons wag, moet ons ore spits en mooi hoor, hoe die Here vir ons sê: wees stil en weet, ek is die Heer.
Ek ken jou pyn, jou donkerste nag. Kom bring na my jou kommer en vrees. Bly waak en bid, volhard in geloof. Ek is by jou, soos ek beloof. Hy's 'n God wat lief is vir sy kinders en nie sonder hulle wil wees nie. En daarom val hy saam met hulle wanneer hulle val. Huil hy saam met hulle wanneer hulle huil. En wag hy saam met hulle ook wanneer hulle wag. Ons het in vers 12 van Psalm 90 gelees. Leer ons dae so gebruik dat ons wysheid bekom. Die prediker beskryf wysheid deur te sê dat wysheid begin met die dien van die Here. Spreuke lees ons dat wysheid beteken om die Here te dien. Om wys te wees beteken om aan hierdie prentjie van my lewe so te werk dat God die agtergrond vorm, waarteen ek alles kyk wat op my pad mag kom. Ook moeilike goed. Dit wat die lewe soms na ons kant toe gooi, wat ons nie wil hê nie. En dan weet ek, broers en susters, ek hoef my nie blind te staar teen dit wat ek soms ervaar, wat seer maak nie. Want ek kan soos die psalmdigter, vir 'n oomblik, net wanneer ek wil, elke keer wanneer ek dit nodig het, by dit wat hier voor my op my pad is verbykyk, en sien, dat God die agtergrond van my lewe vorm. Dat ek nooit alleen is nie, in goeie en in slegte tye. Sonder hom is ons niks, kan ons niks en beteken ons niks. Mag ons God se teenwoordigheid in ons lewens ervaar en weet, daar wag vir ons uitkoms. Terwyl ons wag vir dit, wag hy saam met ons. Amen. Kom ons bid saam. Here, soms kyk ons soekend om ons rond. Ons raak ongeduldig, want dit is vir ons moeilik om te wag. Dankie dat ons die troos uit u woord uit kry, dat u altyd daar is, dat u saam met ons val wanneer ons val, saam met ons huil wanneer ons huil. Maar Here, dat u ook saam met ons wag, wanneer ons wag. Help ons ook dat geloof deel sal word van daar waar ons wag. Dat ons ook sal ervaar, Here, dat ons wagtydperk soms die tyd is wat u gebruik om aan ons te vorm, om ons gereed te kry vir iets. Help ons om ons wag ook in u hande oor te gee en te weet dat u die beste daarvan maak. Hou u hand oor ons, Here, in hierdie week wat voorlê. Wil u ons veilig hou? Wil u by ons wees, elke oomblik? En Here, bring ons volgende Sondag asseblief weer hier by mekaar onder die geklank van u woord. Want sonder u en sonder die leiding wat u deur u woord en gees vir ons gee, is ons rigtingloos. Amen. Broers en susters, ons slotsang is Gesang 601. Ons sing daarvan verse 1, 2 en 3.
En dan bly ons staan vir die seëngroet en ons wegsendingslied is van 204 verse 1 en 2. Gaan nou in vrede en ontvang met biddende harte die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.